Goeiemôre, Vrydag, die 1 Mei 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En vandag is May Day of dan Werkersdag. En dit het sy ontstaan gehad die dae van Karl Marx, Lenin, Trotsky, waar die massas gebruik was om die revolusie te lei, misbruik was deur die Bolsjewiste om dan die regering van Rusland omver te werp, die Tsar-regering. En vandaar af was dit elke jaar Werkersdag of May Day, en die mense die massiewe May Day parades op die Rooiplein in Moskou gesien, ook in China, elders in die wêreld waar kommunisme hoogtyd gevier het. En vandag is kommunisme oor baie groot dele van die wêreld iets van die verlede, terwyl daar nog steeds lande hier in die suidpunt van Afrika is wat dit najaag en nastreef. Maar Werkersdag 1 Mei 2026 en ek wonder by myself, wat se uitlatings gaan vandag gemaak word? Watter uitlatings, werksgeleenthede, oplossings vir die ekonomiese probleme gaan daar vandag aan die mense voorgelê word? Hoeveel ydelle beloftes gaan gemaak word wat niks van gaan gebeur nie? Want jy kan nie werksgeleenthede skep as die ekonomie nie groei en ontwikkel nie. En met die huidige BEE stelsel gaan ons nie groot investering sien nie, gaan ons nie vreeslik baie nuwe werksgeleenthede sien nie, maar hy gaan aan hulle voorhou hoe wonderlik dit is dat die werkers in beheer is van Suid-Afrika. Wat natuurlik vals is as jy kyk hoe die elites, die bevoorregte ANC-leiersgarde in hospitaalbeddens lê van oorseese hospitale, Dubai, Rusland, elders, terwyl as jy kyk na die hospitaalsale in Eersterus, Vosloorus, daar in Soweto, elke hospitaal is vuil, vervalle, die mense lê op die vloere, dis bloed oral, vuil naalde, 'n totale bewys van 'n mislukking van 'n regering wat nie eens die mense hulle basiese mediese voordele kan gee nie. In die sogenaamde blameertyd van apartheid was daar meer aan swart medies spandeer as aan blanke medies. Die grootste, modernste hospitaal in die suidelike halfrond, Baragwanath daar in Soweto was gebou, en vandag mag hulle nie eens deelneem aan werkskepping nie. Maar ek glo hy gaan baie daaroor te sê, maar dan gaan kyk ons na Maandag, toe dit nou Freedom Day was, en waar hy nou vertel het van hoe gelukkig is die mense om vry te wees. Maar daar is 114 raswette op die boeke. Met ander woorde, vryheid om te doen, vryheid om ekonomie te beoefen, vryheid om besigheid te doen, behoort eintlik net aan 'n gedeelte van die bevolking en nie aan almal nie. Maar ons sien hoe Cyril weer praat van almal. Almal wat daardie voordele het, die voordele van vryheid. En dis alles behalwe wat die blanke vandag kan sê. Die ontevredenheid sien ons groei toenemend. Die
massas in Suid-Afrika stel minder en minder belang in die ANC se valse beloftes wat hulle maak. En baie van die swart besigheidsmense sien die belangrikheid van die blanke hand in die ekonomie en hoe noodsaaklik dit sal wees vir groei in Suid-Afrika om werklike vryheid te skep deur werksgeleenthede te skep. Want Vryheidsdag en Werkersdag loop eintlik so hand aan hand en in nie een van die gevalle was die ANC suksesvol vir hulle mense nie. En hoe meer hulle mense demand, hoe strenger raak hulle optrede teenoor die minderhede in die land. Ons sien dan ook dat dit 'n toenemende probleem, 'n toenemende kwessie in Suid-Afrika raak met al die immigrante wat onwettiglik Suid-Afrika binnestroom. Hierdie lysie is gebaseer op selfoon-rikas, met ander woorde RICA geregistreerde SIM-kaarte, deur die selfoonnetwerke, die ISP's. Volgens hulle is daar Zimbabweans onwettig in die land 8,7 miljoen, Nigeriërs 6,2 miljoen, Ethiopiërs 2 miljoen, Somaliërs 2 miljoen, Pakistanis 2 miljoen, Bangladeshis 2 miljoen, Malawians 1,8 miljoen, Tanzanians en others 1,1 miljoen, met 'n totaal van 27 miljoen mense. Dis bo en behalwe die meer amptelike syfer van 60 miljoen van Suid-Afrika se bevolking. En hierdie sluit nie in die massas uit Zambië, Botswana, Namibië, Angola, Mosambiek, Swaziland of Eswatini, die Lesotho, Congolese Indiërs en almal wat Suid-Afrika toe gekom het in die hoop om 'n beter lewe te kom opkerf. Dan kan 'n mens verstaan hoekom operasie Dedula vir Suid-Afrikaners so belangrik raak, dit waaroor ek Woensdagoggend gepraat het. En ons moet die volgende ding is wat ek graag sal mee wil afsluit, is natuurlik wat Winston Churchill gesê het. Hy het gesê, civilization will not last. Freedom will not survive. Peace will not be kept unless a very large majority of mankind unite together to defend them and show themselves possessed of a constabulary power before which barbaric and atavistic forces will stand in awe. Aanhaling van Winston Churchill, civilization will not last, freedom will not survive, peace will not be kept. Allemins ook nie in Suid-Afrika nie, behalwe as daar 'n baie laat groep mense bymekaar kom en unite om dit teen te staan, te sorg dat beskawing kan voortbestaan in 'n land waar alles reeds in duie gestort het. En dit is dan deel van die missie van SBB, waar ons mense bymekaar moet trek om daai verenigde mag uiteindelik te vorm, om seker te maak dat blye toekoms vir ons in die land, sodat daar vrede deur mag ontwikkel kan word. As ons dit nie doen nie, is daar geen hoop vir ons as 'n blanke minderheid nie. Doen ons dit wel en ons is suksesvol, is daar 'n toekoms vir ons kinders, ons kleinkinders, ons agterkleinkinders. Maar hierdie poging lê in my en jou hand, in my en jou betrokkenheid, in my en jou saamstaan, om dit te verseker. So terwyl hulle vandag Werkersdag vier in die oorwinning van kommunisme, in hulle strewe na 'n totale kommunistiese land, weet ons dat in hulle vreugdevure lê die asse van hulle toekomstige mislukking.
wat onafwendbaar is. Want as jy 'n kultuur van afbreek het, kan jy nooit bou nie of vorentoe beweeg nie. En dit is 'n kwaliteit wat ons het. Daarom kan ons hoop skep, mits ons die Verenigde Front kan vorm, waarvoor SBB staan, om te sorg dat dit nie gebeur nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is maandagoggend terug by julle. Mooi loop, lekker dag.